Hallo maats, ek wil vir julle 'n storie vertel. Daar was 'n man wat eendag op die N1 gery het, op die pad gery het Kaap toe. Toe kry hy 'n papwiel. Hy klim toe uit en net toe hy klaar sy spaarwiel opgesit het, so vuil is sy hande en hy klaar sy spaarwiel opgesit, spring daar 4 boewe uit die bos. Slaan hom amper mink en vermink hom en jaag weg met sy kar. Hierdie bebloede man het daar langs die pad gelê, langs die N1. En terwyl hy daar lê, toe ry daar 'n pastoor van 'n dorpie daar by hom verby. En hy sien, die pastoor sien, daar lê 'n bebloede man in die pad. En die pastoor sê toe vir homself, "Sjoe, ek het ongelukkig nou net nie tyd om te stop nie. Ek het 'n baie belangrike afspraak, maar miskien sal iemand wel stop en hom help." Die volgende kar wat verbykom is 'n intercessor van die kerk wat op pad is na 'n gebedsaksie by die kerk. Maats, weet julle wat is 'n intercessor? Dis iemand wat bid vir ander. Ja, ons sê dis iemand wat intree vir ander in gebed. Maar so ry hierdie intercessor van die kerk verby die man en dink by homself, "Sjoe, ek sou hom so graag wou help, maar ek is laat. En wat as dit net 'n lokval is? Wat as die boewe daar langs die pad staan en my ook vermink?" En so ry hy verby. Die volgende kar wat verbyry, maats, is 'n enkel mamma wat huis toe ry na haar tweede werk, want sy het 2 kindertjies na wie sy moet omsien en sy het 2 werke. Sy ry huis toe na haar tweede werk. Sy stop toe sy hierdie man sien. Sy sit hierdie bebloede man in haar kar, ry met hom na die ongevalle by die hospitaal. Betaal wat betaal moes word sodat hy verpleging kan kry en los toe haar selfoonnommer en sê, "Wat ook al hierdie kos, laat weet my en ek sal julle betaal." Maat, wie dink julle van die 3 wat by hierdie man verbygery het of hierdie man gesien het, was barmhartig? Dit was die vrou, nê? Maats, kan julle onthou? Yeshua vertel vir ons van hierdie gelykenis. Ja, in Lukas 10 vers 30 tot 37 vertel Yeshua, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En 'n priester het daar op die pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel en na hom gegaan. Sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en hom versorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, "Sorg vir hierdie man, en enige onkostes wat jy nog mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom." Maats, hoor wat sê Yeshua toe vir hulle, "Gaan en doen net so." Net so kan ek en jy barmhartigheid bewys by die skool, by maats, by enige iemand wat ons raakloop. Maats, die mense wat by die robotte staan en bedel, ons kan aan hulle ook barmhartigheid bewys. En dalk sê jy, "Ja, maar ek gee nie vir hulle geld nie want hulle koop drugs of hulle koop bier." Maats, Yeshua sê in Matteus 5 vers 42, "Gee aan hom wat jou ietsie vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie." Maats, Spreuke 3 vers 28 sê, "Sê nie vir jou naaste gaan en kom terug, dan sal ek jou môre gee terwyl jy dit het nie." Met ander woorde, jy sê nie vir jou naaste as jy hom nou kan help, ek jou môre help nie. Dan hoor wat sê Abba Vader se woord in Spreuke 21 vers 13, "Wie sy oor toestop vir die geskree van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie." Maats, die wêreld is te besig om ander te help. En Yeshua roep ons as sy disippels om barmhartigheid en liefde te betoon aan ander. Sal jy, maats? Sal jy vir 'n maatjie wat swaar kry, 'n maatjie wat nie kos het nie, sal jy hulle help? Want Yeshua sê, as ons hulle sal help, dan betoon ons ook die liefde wat ons aan hulle betoon ons ook aan hom. Kom ons bid saam. Papa God, help ons om barmhartig te wees, om liefdevol te wees, om nie ons ore toe te druk of weg te kyk as ander seer het nie. Help ons om barmhartig te wees. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. Shalom, maats.